Bemoediging. Ons lees 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 11. Die sentrale tema van Paulus se brief kan dalk wees: God is getrou en hy gee ons moed, selfs wanneer ons ly of in die moeilikheid is. Hierdie gedagte kom helder en duidelik na vore in die aanhef van die brief. Dis nie maklik om iemand te bemoedig as jy nie ook self al swaar kry in die lewe beleef het nie. Om 'n voorbeeld te noem. Probeer om iemand wat onlangs 'n lewensmaat verloor het te vertroos. As jy nie alself deur daai pyn gegaan het nie, kan jy mos nie vir daai persoon sê dat jy weet hoe sy voel nie. Hoe weet jy? Daardie pyn, die eensaamheid, die groot gemis, dit's iets waarvan jy slegs kan praat as jy dit alself ondervind het. En dieselfde geld vir swaar kry, angs, doodsgevaar. Hoe bemoedig jy iemand in so 'n situasie, as jy nie alself daardeur was en dit ondervind het nie? Paulus is baie beslis die regte persoon om oor hierdie soort dinge te praat, want hy was deur die meule. Ons kan dus nie sê, hy is 'n mooi een om te praat. Wat weet hy van ons moderne moeilikheid af nie? Paulus het deur baie dieper waters gegaan as wat enige ene van ons ooit sal ondervind. Toe Paulus die dag vir Jesus by Damaskus ontmoet het, het hy eensklaps alles wat hy in die lewe gehad het verloor. Onthou, hy was 'n vooraanstaande fariseer wat in hoë kringe beweeg het en hy het sekerlik baie invloedryke vriende gehad. Toe hy skielik 'n Christen word, los al hierdie vriende hom soos 'n vrot lap. Hy verloor sy inkomste want hy het 'n lewe gemaak deur Christene te vervolg en hy sekerlik betaal vir daardie edeldiens. Nou sit hy op straat, sonder vriende, sonder 'n inkomste. Die Christene hardloop weg as hulle hom sien, want hoe kon hulle hom vertrou? Paulus moes letterlik vlug vir sy lewe. Wanneer hy uiteindelik na etlike jare die Christene se vertroue wen, word hy na die heidenwêreld gestuur. Daar jaag die Jode hom weg omdat hy 'n Christen is, en die heidene wil hom doodmaak omdat hy hulle godsdienst probeer omvergooi. Hy beland keer op keer in die tronk. Hy word gegeesel, hy word met klippe gegooi en hy leef gedurig onder doodsdreigemente. Boonop sink sy skip 'n paar keer onder hom. En dit is net 'n wonderwerk dat hy nie ook nog versuip het ook nie. Deur al hierdie teestand moet ons onthou dat daar geen moderne vervoerstelsels was nie en dat Paulus duisende kilometer te voet moes aflê, dikwels deur baie gevaarlike of onherbergsame dele van die wêreld. Hy moes honger, dors, koue en hitte trotseer. Hy moes sekerlik baie nagte op die harde grond onder die sterre geslaap het. Maar dalk was die heel moeilikste vir Paulus sy persoonlike lewe. As gebore fariseer wat groot geword het met die Joodse wette en tradisies, moes hy nou leer om met heidene saam te leef en sy tradisies en alles wat vir hom saak gemaak het en kosbaar was, moes hy prys gee. Van swaar kry kon jy Paulus niks vertel nie. Ek dink nie ons heel ergste swaar kry of moeilikheid kan eers vergelyk met sy beste dae nie. Daarom kan Paulus uit ondervinding praat wanneer hy mense bemoedig. Hy is daardeur. Hy weet waarvan hy praat.
Maar wat sê Paulus? Hy begin nie met 'n klaaglied nie, maar 'n lofprysing. Hoe begin my gebed? Dikwels met 'n klaaglied oor my omstandighede en net vir die wis en die onwis gooi ek hier in die einde so 'n halfhartige ou lofprysingkie in. Paulus het egter baie goed geweet waarvandaan sy hulp kom en daarom kan hy nie anders nie as om God te loof omdat hy die een is wat bemoediging en krag gee. Hy dra Paulus deur al sy omstandighede en moeilikhede. En ons kla dikwels omdat ons dink dat God dalk nie ons gebed verhoor het nie. Kom ons begin 'n slaggie die positiewe raak sien en loof hom daarvoor. Beteken dit dat ons as nou anderste beginne bid dat al ons omstandighede gaan verander? Gaan ons probleme soos mis voor die son verdwyn met die een of ander wonderwerk? Dis nie wat Paulus sê nie. Natuurlik is niks vir God onmoontlik nie, maar die groot ding is dat ons kan weet dat hy ons sal bemoedig en versterk om staande te kan bly, selfs deur die grootste van die moeilikhede, beproewinge en lyding. Paulus skryf dat hulle lyding ver bo hulle kragte was, so asof die doodsvonnis klaar uitgespreek was oor hulle. Verskriklik. Nogtans kon hy deur alles heen steeds God se trou en liefde baie intens ervaar. Paulus besef dat sy probleme gebeur sodat hy sy totale afhanklikheid van God keer op keer sal besef. Dit is alleen die Here wat hom kan red, en ook vir ons. Maar daar is ook 'n ander baie belangrike saak wat ons beslis moet onthou, en dit is om vir mekaar as gelowiges te bid. Ek het al dikwels persoonlik deur baie diep waters gegaan, maar die wete dat daar soveel mense was wat vir my gebid het my laat sweef op 'n wolk van geloof. Gelowiges het mekaar bitter nodig. Kom ons bid dan. Here, dankie dat ek vanoggend kan weet dat U my op U hande dra deur al my beproewinge. Amen.